sê baie dankie aan die aanbiddingsspan, wat 'n groot voorreg om saam te kan aanbid. Ons wil net weer eens herinner almal wat môre aand, wat gedoop wil word, dat julle môre aand hier by die kerk 18:30 by mekaar sal kom. Dan almal wat belangstel om deel van die gemeente te word, om 7:00. Ek wil vanoggend met u deel rondom, jy moet dus altyd onthou, julle moet dus altyd onthou. Nou is dit nie interessant dat die pastore altyd praat van julle nie. Ons is altyd 'n meervoud. Julle, ons. Maar dit wat ek vandag met u wil deel, is op elke individu gefokus. Die Gees van die Here met my kom praat, en dit is net vanmôre wonderlik dat ons so by mekaar kan wees. Dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg. Daar was weer 'n versoek vir Indië gewees. Daar was 'n boodskap wat nie regtig van belang was nie, wat hulle gesê het, kerke word weer gebrand en ons opstand en ons moet bid vir hulle, maar vanmôre toe daar weer 'n boodskap deurgekom, dat baie van die gelowiges is nou weer in gevaar. Hulle wil nog kerke brand in Indië. En ons moet daadwerklik intree vir die kerk in Indië. Maar ook moet ons 'n dankbare hart hê, dat ons vanmôre die voorreg het om die Here te kan aanbid. Amen. Amen. Groot voorreg. So, blaai saam met my na die boek Romeine toe, Romeine 6. Ons gaan van vers 11 af lees, ek gaan net 'n paar gedeeltes. En aan elkeen vanmôre baie welkom, ook aan Adrian, Annelisa, baie welkom. Die seuns, baie welkom. Welkom by die huis. Amen. En dit is vir ons lekker, en al ons ander besoekers ook vanmôre baie welkom. Jy kan hier agter op die bord kan jy ook volg. Romeine 6 vers 11. Paulus skryf hierdie boek, en dit gaan oor my en jou redding. Het gaan oor verlossing, gaan oor die saak dat ons vrygekoop is. Vers 11 sê, julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe. Omdat julle een is met Christus Jesus. Wie is een met Christus Jesus? Ons wat ons lewe aan hom toevertrou het. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Vers 13. Julle moet geen deel van julle sterflike liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Net eers daar die teksgedeeltes. Jy moet dus altyd onthou. Wie van julle het al agtergekom hoe maklik vergeet ons goed? Dat daar hierdie geneigtheid is om te vergeet.
Nou vanmôre weet ek nie van u nie, maar hierdie pastoor het 'n geneigtheid met karsleutels. Ek loop van die kamer na die kombuis, dan soek ek karsleutels. Dan loop ek van die kombuis na die eetkamer of die kantoor, dan soek ek my karsleutels. En dan kom my vrou en sê, jy het dit nou net gehad, waar het jy dit gesit? Sê ek weet nie. En dan sal hierdie soektog na die karsleutels. En iemand het eendag vir my gesê, pastoor, jy kry nie pille vir sulke goed nie. Prys die Here, daar's rooi brille, daar's karsleutels, daar's ander goed. Maar ons hierdie tydelike lewe en dan is daar ons geestelike lewe en tussen alles deur is daar hierdie geneigtheid om te vergeet. Geneigtheid om te vergeet wanneer dit goed gaan. Ons kan vergeet as dit goed gaan. Maar ook 'n geneigtheid om te vergeet wanneer ons swaar kry of wanneer dit nie so goed gaan nie. Wanneer ons storms in ons lewens beleef. En die term geneigtheid om te vergeet, mag ek dit vandag gebruik om te sê dat, of om te wys dat ons vergeet baie keer deur trauma wat ons beleef. Jou liggaam kom op 'n plek, jou gedagtes, jou brein kom op 'n plek wat jy wil vergeet. Regtig waar. Dis asof hy afskakel, jy wil nie aan sekere goed dink nie. Wanneer tyd plaasvind, het jy agtergekom met tyd, hoe dat omstandighede en swaar kry en hartseer vervaag. Ek het 'n jaar terug, is my pa oorlede en hy's in my arms oorlede. Hy het die hartaanval gehad in my arms. En eendag toe sê my ma vir my kind, kan ek jou nie stuur vir 'n beraader dalk? Jy het so 'n geweldige traumatiese ervaring gehad. Kan ek jou nie stuur om te gaan praat nie? En weer eens daardie onthou van die goed wat ek weggesper het in my siege. Daardie dag was vir my onmoontlik. Ek was tranerig. Ek het nie geweet hoe om dit te hanteer nie, want ons sperre goed. Ons wil daarvan vergeet. Maar ook hoe dat Satan kom in ons gedagtes doelbewus aflei en weglei, wegtrek en ons half vergeet. Jy dit al agtergekom. En ons kom op 'n plek, mag ek die woorde gebruik, that we go through the motions. Ons gaan net deur die mosies. Ons eet, drink, slaap, werk. Gehaal die kinders by die skool. Eet, drink, slaap, werk, gehaal die kinders by die skool. So nou en dan gebeur daar iets by die kerk. Prys die Here, is net die pastoor se lewe wat so gaan. Dit kan deur die goeie en die slegte tye gebeur. Maar nou hier kom die ding. En Paulus skryf en hy sê daar's hierdie geneigtheid om te vergeet. Maar, en nou sê hy die volgende woorde, wat ek wil hê, jy moet net in jou gees laat insink, maar jy moet dus altyd onthou. In vers 11, sit dit net weer vir ons op, asseblief. Julle moet dus altyd onthou. Jy moet dus altyd onthou. Dis nie net 'n gevoel van nie. Dis nie net 'n gebeurtenis van nie. Dis iets wat jy doelbewus moet sit en jy moet jouself gedurig deur herinner. Weet jy wat 'n interessante ding? Gaan vanmiddag
Dan kyk jy vir jouself in die spieël en dan sê jy vir jouself, "Jeeg, maar jy is 'n sterk man. Jy is 'n sterk vrou." Ag nee pastoor, ons is normaal. Ons doen nie sulke goed nie. Maar dit wys vir my hoeveel van ons is al gekondisioneer. Die pad wat ons gestap het om te vergeet. Hoe so? Wie God geskape het. God het jou geskape. Hy het my geskape. Hy het vanmôre elke lewende wese het hy geskape. En nou sê Paulus, julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus. Paulus kom en hy sê, daar het 'n oomblik en 'n dag en ons is op pad soontoe met Paasnaweek. Dit gaan nie oor paaseiers nie, dit gaan oor die feit dat jy moet weet, daar was 'n prys betaal, al die sonde van hierdie wêreld het op Christus gekom, en hy het gesê, ek gee jou 'n nuwe kans. Ek gee jou 'n geleentheid vir groter en mooier dinge in jou lewe. Nou sê jy vanmôre vir my, kan daar wees? Ja. Want jy behoort aan Christus. En deur Christus wat die weg, die waarheid en die lewe is daar geen beperking nie. Daar's geen beperking nie. Waar is die beperking? Die beperking lê hier. Dit lê in my gedagtes. Jesus kom in Matteus 28 vers 20 en hy sê, en onthou, ek is met jou tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Dit het meer beteken as net ek is in jou, ek stap saam met jou. Hy het eintlik gesê, my kind, ek wil hê jy moet sien, ek deponeer myself in jou. Ek deponeer my krag in jou deur die Heilige Gees. Hebreërs 13 vers 5b. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Jy moet weet, ek behoort aan Christus. En dan kom Satan en dan sê hy, ja, maar jy weet. Hy laat tyd verloop, hy laat jou rustig word in die normale gang van die lewe. Hy bring jou op 'n plek van gemaklikheid. Sjoe. Hy bring jou op 'n plek waar jy begin aanvaar. Waar jy al vergeet. En vers 12, as jy vers 12 vir my kan opsit, wat sê hy vir my en vir u? Vers 11 het gesê, jy is verlos deur die bloed van die lam. Jy's vrygekoop. Sy gees woon in jou. Maar kom ons kyk gou na die volgende. Moet dan nie toelaat nie. Moet dan nie toelaat nie. Wat sê die 53? Wie het 53 vertaling? Don? Laat die sonde in julle sterflike liggaam nie heers. Moenie toelaat dat dit heers nie. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor jou heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Maar hier kom die ding. O Here, help my. Laat my nie toe dat dit gebeur nie. O Here, asseblief kom staan voor my, stuur die engele dat dit nie gebeur nie. Send your angels so that it won't happen. Come and stand before me. Wie is verlos deur die bloed van die lam? Halleluja.
Wie's verlos deur die bloed van die lam? OK, ons is so halfpad. Wie is verlos deur die bloed van Jesus Christus in jou lewe? OK, ons het so halwe oortuigingswerk. Wie van u was al by 'n rugbywedstryd waar mense oortuig is dat hulle span wen? Hoe klink dit? Blou bulle, gaan julle. Die daai mense gesien as hulle oortuig is. Man, dis 'n totale mal geraas. Dis 'n geraas. Van iets waarvan jy oortuig is. Want weet jy wat ons vergeet? Dat Christus die prys betaal het. Ons gedagtes word weggelei deur stryd en probleme en al hierdie goed. Ons vergeet dat Christus die prys vir my en jou betaal het. Daar's niks teenoor jou. Dis deur die bloed van die Seun van die lewende God uitgewis en uitgevee. En hy kies om nooit weer daaraan te dink nie. Dit was nie net vir die verlede nie, dit was vir dit wat nog gaan kom ook. Haai pastoor, ons doen nie meer sonde nie. Môreoggend dan ry 'n taxi voor jou in en jou geestelikheid is by die voorste passasiersdeur uit. Moenie vir my sê jy raak jy ongelukkig nie. Iemand sê net vir jou iets en hulle kyk jou op 'n manier aan. Die vrou by die tille is onbeskof. Jou man trek sy skoen verkeerd aan en hy klim uit die bed uit. En jy sê, môre my liefie, en hy sê, nou wat wil jy nou weer hê? En daar's vrede in die huis vir 'n week. Daar's nie 'n manier nie. Die kinders los hulle klere op die badkamervloer. O nee, dit gaan nie aan 'n huis so nie. My vrou prys die Here. Die kos word nie verbrand nie. My vrou staan en kos maak toe die lang naweek begin. En ek sê, hierdie huis moet ons uitsorteer hierdie naweek, hier gaan gespringclean word. Ken julle almal daai saak? En my vrou sê, ja nee, ons gaan dit doen, en sy's besig, en die kombuis is deur mekaar, want sy's besig om kos te maak, al die goed. En die volgende oomblik, sy sê, ag nee, Eina. Ek sê, nou wat nou? Sy sê, ek het die goed geskuif, toe val die mes af reguit binne in my voet in. En papa vlieg op in mamma se badkamer toe en ek kyk na die wond, ek sê sit jou voete op en ek maak hom skoon en al hierdie goed en ek plak 'n pleister en ek storm uit en ek vee die vloer af en ek kom uit en die kos is besig om te kook. En ek sê ag Here Jesus, U moet help. My vrou, sit met jou voet regop. En nou voel ek klaar ek is oorweldig. En ek staan so, sy sê, wat nou, die kos kook, jy kan nie brand nie. Ek sê, okay, sit daar, ek maak vir haar tee. Manne, kry die idee van my. Ek maak vir haar tee, ek draai om, en ek sê vir haar, lei my deur hierdie proses, die Here gaan my help, ek gaan die kos klaarmaak. Want weet jy wat besef ek, dis chaos in die pastorie. Dis chaos. En ek sê, Satan, weet jy wat? Ek is 'n verloste, ek kan en ek gaan, en jy gaan nie hierdie naweek vir my omkrap nie. Ek gaan dit geniet in Jesus naam. En weet julle wat? Ek het kos gemaak. Rys en curry en rys. En soos jy sien, ons almal lewe nog.
Ons almal lewe nog. Maar ons vergeet, God gee ons vermoë. Ons sê te vinnig, ek kan nie. Ek kan nie liefde gee nie. Ek kan nie voorsien nie. God is die voorsiener. Hy het dit klaar moontlik gemaak. En wat sê Paulus? Weet jy wat? Hou op. Want weet jy wat sonde vir my is, as jy nie oorgee in jou lewe aan God toe vertrou nie, maar sonde is ook, wanneer God sê jy kan en jy sê ek kan nie. Dan maak jy die krag van God in jou binneste onklaar. Paulus kom wys ons daarop en hy sê, in Hebreërs 6 sê hy die volgende, hy sê jy het nuwe lewe ontvang, jy het 'n nuwe geaardheid ontvang en jy het 'n nuwe vryheid ontvang. Kind van God besef dit. Dis hoekom hy sê, dink daaraan, wat gebeur by 'n nuwe lewe? Die sonde se houvas oor jou lewe is verbreek. Hier kom die woord. Hy sê, jy moet nie langer toelaat nie. Pastoor, ek kan nie, dit was net te veel. Jy het die Heilige Gees gevra om vir jou krag te gee. Nee, pastoor, die engel was nie daar nie. Maar die Gees van God is in jou. Wat sê Petrus? Petrus sê, moenie toelaat. Luister mooi, moenie toelaat dat sonde jou op sleeptou neem nie. Agter verkeerde goed aan nie. Jy is die persoon wat moet wegdraai en wegstap. Weet julle wat is dit? Dis eintlik net bekering. Ek draai weg van sonde af en ek stap na God toe. Prys die Here. Jou ou mens is saam met Christus gekruisig. Jy lewe 'n nuwe lewe. 'n new life. Jy's nie langer 'n slaaf nie. Jy's nie langer een wat neergedruk word nie. Christus het my vrygemaak. En weet julle wat besef ek, toe hierdie saak gebeur, hier sit ons almal vanmôre, my vrou loop, ek loop, ons het kos geëet. Maar prys die Here, toe ek hierdie ding besef, toe sê ek, okay, nou is dit spring clean naweek. Ons het deur daai huis getrek, ek dink my vrou het gesê, ag Here help. Nou sy op 'n paadjie. Maar weet jy, ons vergeet en ons sê te maklik, ek kan nie. Ek is tot alles toe in staat deur Christus wat my die krag gee. Ons sê te vinnig, ek kan nie. En omdat Christus in ons leef, weet jy wat, waar lê die probleem? Ek kan nie. Wie gee jou die krag? Die Heilige Gees. Die nuwe geaardheid beteken jy's een met Christus. Dit beteken jy deel in die krag van die Heilige Gees. Dis dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Maar nou weet jy wat gebeur? Ons hoor hierdie goed, as ons wel prys die Here. Oh, how lovely is your name, oh Lord. Nou stap ons by die kerk en ons sê, ek kan nie. Hier is ons sterk en buite, dan val ons uit mekaar uit. Ek sê dit met groot respek. En Paulus kom en hy sê, ek wil hê jy moet besef, hier en in jou hart, jy kan. Christus gee jou die krag, jy het 'n nuwe geaardheid.
nuwe geaardheid. Jy's vir die sonde dood, maar jy lewe in hom. Jy staan in die krag van jou verlossing en 'n nuwe vryheid. Stel jy jouself volledig in diens van God. Sonde is nie meer jou baas nie. Maar in Christus is dit moontlik. Jy sien en Paulus sê, kom op die plek, jy weet wat Christus vir jou gedoen het en jy weet waar jy staan. Kom op die plek wat jy kies. Ek kan meer doen as wat ek dink ek kan doen. En ek gaan net vir julle hierdie gedeelte lees. 2 Petrus 1 vers 2. Kom ons lees dit. Hier sê hy die volgende en ek gaan met dit afsluit. Vers 1, van Simon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van God. Dit beteken God het dit gegee deur sy seun Jesus Christus, dit wat jy nodig het. Van ons God en verlosser saligmaker Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Wie van julle het al gesê, ja, maar daai manne in die Bybel was besonderse mense. Hulle was kragtige mense. Vir die intercessors op 'n Woensdag aand het ek hierdie ding geleer en ek het vir hulle gesê, wie julle wat sê die Bybel, Elia was 'n mens net soos ons en hy het ernstig gebid en God het geantwoord. 'n Mens net soos ons. Wat sê die woord? Hy sê dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Dieselfde kosbare geloof en krag wat hulle gehad het, is in jou. Het jy gesien wat die ouens in die Bybel gedoen het? Waar is die probleem? Hulle gaan tempel toe om te bid, hier sit 'n laman, hey jou broer, R50 het ek nie vir jou nie, maar weet jy wat, in die naam van Jesus, staan op en loop. Waar lê die probleem? Ons wil die genesing doen. Genesing is nie vir jou om te doen nie. Dis God se hand in beweging oor jou lewe. Here, ek het nie, ek kan nie vir daai persoon voorsien nie, ek kan nie vir hulle geld gee nie. Ek kan nie, wat ook al nie, maar ek kan jou waarborg, jy kan bid. My maat goud en silwer het ek nie. Ek het nie die geld nie, maar weet jy wat? Ek ken 'n God wat alles in sy hand hou. Staan gou hier by my. Here, dankie vir die voorsienende hand oor hierdie man. Dankie dat jy 'n deur oopmaak. Here, wat hy ook al nodig het, dankie vir genesing in die naam van Jesus, maar ons is te bang om te bid ook. Petrus sê, julle moet dit besef, julle het dieselfde kosbare geloof as ons ontvang. Vers 2, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees deur julle kennis van God en Jesus ons Here. Hoekom gaan die volk ten gronde in Hosea 4 vers 6? Weens 'n gebrek aan kennis van wie? Kennis van wie hulle God is. Kennis van wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. Kennis van die Heilige Gees wat kom en jou loskoop. Wat kom en jou opwek uit die dood uit. Wat kom en bid deur jou. Wat ek vanmôre sê ek versigtig. Ons het baie keer al hierdie kennis van die woord, maar ons het vergeet wie dit lewendig maak. Ons vergeet in wie die krag lê.
Hoor wat ek vandag vir u sê. Ons vergeet dat Jesus Christus gaan terugkom. Ek wil vir u sê, ek en Lenoeske kyk die afgelope tyd oor wat in die huidige wêreldstand aan die gebeur is. Enige dag, hoor wat ek vir u sê, enige dag kan hulle 'n eenheidsgeldstelsel implementeer. Het gaan gebeur, maar dat ek vir u sê, ons staan op die drempel daarvan. En ek wil vir jou sê vandag, gereed of nie, glo dit of glo dit nie, Jesus gaan terugkom. Glo dit of glo dit nie, bely dit of bely dit nie, as jy nie gereed is nie, gaan jy nie saamgaan nie. Pastoor, moet my nie bang maak nie. Ou broer en suster, as jy nog nie by die Here uitgekom het nie, moet vrees jou eintlik wakker hou in die nag. Gaan sit 'n bietjie en dink wat dit is om sonder Christus te wees. Ek sit eendag en ons praat daaroor in ons huis en ek sit en ek dink, luister mooi, Christus is die lewende water, Christus is die lig, God het sy gees, die ruach, die asem in ons gegee. As jy net daai 3 goed wegvat in die hel, wat gaan jy beleef? Jy gaan dors wees die hele tyd. Jy gaan vrees beleef, stap 'n bietjie in 'n plek in waar dit so donker is en jy raak ongemaklik bang van duisternis. Ek weet nie of daar van u is wat gesien het waar deur 'n emfyseemleier gaan nie. Om geen suurstof te kry nie. Daar gaan nie suurstofmasjiene wees nie. Jy gaan spartel vir asem. Ek praat hier nie vir môre bang nie, maar ek wil vir jou die realiteit om sonder Christus te wees net laat besef. To be without Jesus Christ is going to be a living hell. Dit gaan hel wees. Dit wat ek en jy vandag hier beleef, is God se genade. Jou asem is God se genade. Die water wat ons kan drink, is God se genade. Die lig wat ons buite beleef, is God se genade. Hierdie lewe wat ek en u in ons het, is God se genade. Die woord sê dis elke môre nuut. En mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees deur julle kennis van God en Jesus Christus. Gaan sit 'n bietjie en begin God leer ken deur die woord te lees. Wie wat begin meer tyd in gebed maak. En vergewe my vanmôre, as jy dit nie reg kry nie, kom oor jou dissipline issues. Pastoor, asseblief, jy maak my nou kwaad. Weet jy wat? Toe ek siek raak en ek doen dinge nie reg nie, weet julle wat sê die dokter vir my? Pastoor, ek weet jy's 'n man van God, maar kom oor jou dissipline issues. Sy sê vir my, ek sê, wat bedoel jy? Ek is 'n kind van die lewende God. Sy sê, ek gee nie om wie jy is nie. Sy sê, maar jy doen nie wat jy moet nie, maar jy wil ander resultate hê. Hier sit ek vanmôre, ons is kinders van God, jy wil ander resultate hê, maar jy is nie bereid om tyd saam met God te spandeer nie. En jy vergeet, ons is mos so besig met al die ander goed. Vers 3, sy goddelike krag. My vrou, jy kan hierdie eendag op my vrou weet.
Jy kan hierdie eendag, as ek huis toe is, kan jy dit opsit. Sy goddelike krag, God se goddelike krag, het vir Edmund alles geskenk wat hy nodig het, om te lewe, en om te dien. Dis al wat ek het. Dis al wat jy het. En ek wil vir jou sê, weet jy wat, sê ja, pastoor krag, ek weet, ek verstaan dit. Nee, jy verstaan nie. Hy sê dis goddelike, hemelse, bonatuurlike, Heilige Gees krag. Bo wat jy kan uitwerk, is meer as wat jy kan sien, is groter as wat jy kan dink. En dis kragtiger as jy dit begin praat. Hoe praat? Gebed. Ek wou 'n video vanmôre gespeel het. Van 'n vrou. Hulle ontdek haar seun, hy's in sy jong jare, het 'n tumor. By sy brein so groot soos 'n tennisbal. Die dokter sê vir haar, daar's 'n groot kans dat hy dit nie gaan maak nie, want hulle gaan opereer. En sy stap by hulle huis en die familie wag, hy's in operasie en hulle stap by die huise net om te was en skoon te maak om terug hospitaal toe te gaan. En ek vertel dit net vir u. En wat gebeur is, toe sy by die deur instap, dink sy wil vir haar man sê, maar ons is nie okay nie. Sal die enigste seun. We're not okay. Sien die vrede van God kom oor haar. En sy sê ewe skielik, net so uit die bloute uit, sy sê vir haar man, we're okay. Sy sê, because God is in control. If he doesn't heal him here, he'll be waiting in heaven for eternity. And we will be with him for eternity. We're okay. En hy kyk haar so en die trane loop. Hy sê, yes, we're okay. God has got us. Hy het ons. Wat ook al gebeur. Hy het ons. Kom by die hospitaal, die operasie is verby, die proses begin. Hulle seun is genees. Hy's een van die top, ek weet nie, ingenieurs, ouens oor see en dit gaan goed en hy's getroud en al hierdie goed. Maar in die proses, daai dag toe hulle by die huis instap, toe vind hulle uit 12 van hulle vriende het by mekaar gekom daai dag toe hulle by die huis instap. Daai oggend is 12 van hulle vriende by mekaar en hierdie vriende het in geloof saam met hulle gestaan en saam met hulle begin bid. Nou weet jy wat sê sy? Sy sê ek het 2 goed geleer. I've learned 2 things. God answers prayer. And the second thing is, there's power in community. En terwyl ek dit so kyk en ek dink, maar dis wat ek vir die gemeente wil wys, en ekskuus, daar was nou 'n ding wat gebeur het. Weet jy wat, terwyl sy dit sê, toe sê ek vir myself, nee, weet jy wat, sy het vergeet. Haar gedagtes was afgelei. Sy het eintlik vergeet, God antwoord gebed. Sy het eintlik vergeet, daar's medegelowiges wat omgee. En sy het vergeet, ons dien 'n lewende God, wat in hierdie vleeslike wêreld en in die ewigheid reeds die verskil gemaak het, deur sy seun. Waar lê ons gebrek? By ons. Daarom sê die woord, bedink die dinge van haar broers. Julle moet tog net onthou.
Jy moet dit in jou gedagtes vir jouself uitmaak en in jou hart. Jy kan hoe voel vanmôre? Jy kan wat sê? God sonder ons is nog steeds God. Maar ons sonder God is niks. Kom ons staan op. Ek gaan vra dat die pianiste net vir my na vorentoe kom en net saggies speel. Nou ek wil hê, jy moet die oë toemaak daar waar jy staan. Vanmôre toe ek hier staan, toe kom dit in my gees op, en die Heilige Gees is altyd getrou. En die Here sê, daar's mense wat moet onthou, dis altyd onthou, dat hy die geneesheer en die verlosser is. Die redder van die mens. En jy gaan dalk deur 'n storm in jou lewe. Die storm voel asof hy jou gaan platslaan. Jy gaan deur 'n moeilike tyd en jy het half, jou hart en jou gees het jy half, was jou gedagtes herlei, jy het vergeet. Maar weet jy, by God is alle dinge moontlik. Soos hierdie vrou dit ontdek het, wil ek vir jou sê, ons dien nog steeds dieselfde God wat wonders doen. Jy moet onthou, ons dien 'n God wat genees. Jy moet onthou, ons dien 'n God wat sake verander. Ons dien 'n God wat tronkdeure oopmaak. En of dit emosioneel en of dit fisies is en of dit geestelik is, die Here maak jou vry. Jy moet besef, hy is nog steeds dieselfde God wat lewe gee. Vader, ek bid dat wanneer ons hier uitstap vandag, dat ons nie sal vergeet nie, maar dat ons altyd sal onthou dis wie U is en wat U klaar kom doen het vir ons. En daar's nie net 'n kans nie, dis 'n definitiwiteit dat ons in oorwinning kan leef soos U vertrou. Dat U ons omstandighede verander as ons U kan vertrou. Dat daar nuwe lewe is, dat ons 'n nuwe geaardheid het, Here, en dat ons 'n nuwe vryheid het om op te staan as kinders van die lewende God en uit te beweeg en te besef, maar Jesus is die een wat my by die hand neem en my lei. So kom vertrou. En ek bid, Heilige Gees, dat U in mense se harte vandag dit duidelik weer sal kom vasmaak oor wat U wil doen in en deur ons lewens. Ek gaan vra dat die orkes na vorentoe gaan kom. En ons gaan sing, We Exalt Thee. Ons gaan net die Here aanbid. Kom vir ons op. En ek wil vra, as jy enige storm in jou lewe het, wie saam met daai vrou gebid het, was 12 mense, net 12. Hier's meer as 12 wat kan saam bid. As jy vanmôre 'n storm in jou lewe het, ek wil jou uitnooi, ek wil jou amper uitdaag. Stap jy na vorentoe en sê, Here, ek vertrou U in my storm. Ek vertrou U in my struggle. Ek vertrou U vanmôre, Here, daar waar ek dit moeilik vind. As
As jy sê, Here, ek wil U net vertrou, dat U saam met my sal stap elke dag, nooi ek jou uit om uit te stap. Kom ons sing dit. For thou, O Lord, art high. En dan stap jy vir my uit hier na vorentoe. As jy sê, ek wil hê, bid net saam met my pastoor, ek vertrou die Here vanmôre.